geseënde Sabbat vir elkeen en baie welkom by die Sabbat manna boodskap. Vandag is ons tema oor so 'n fonteinwater. Okay, maar voor ons begin kom ons bid saam. Ons dierbare Hemelse Vader, ons sê baie dankie waar ons nou die geleentheid het om saam te kan luister na u woord. Mag ons hierdie spesiale dag saam met u kan geniet om hierdie boodskap te kan luister. En ons vra dat u saam met ons sal wees. Dit is my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Ons gaan nou weer lid. Oh my God, it's so I keep your being, oh my God, I'll be slow, I'll be safe, Vandag die boodskap is spesiaal. Dat die doopdiens vandag. Nou kom ons lees uit die Bybel, Kolossense 3 vers 16 uit Nuwe Lewing Vertaling. Laat die rykdom van alles wat Christus ons leer, julle leefstyl bepaal. Mense wat regtig baie dood is, sal jou hou die verskil tussen pas vloeiende fonteinwater en 'n bottel water kan uitwys, kan sien. 'n Pas fonteinwater is koel en gesond omdat dit baie belangrike minerale soos byvoorbeeld kalsium, magnesium en potassium en nog meer bevat. Verder is die fonteinwater suiwer en helder en dit is organisme beteken kom vry op natuurlik uit die aarde, dit normale uit die water. Dit het ook 'n natuurlike
alkalieste vlak, terwyl normale water niks. Dit veroorsaak nie suur in die liggaam nie. Die koelvas smaak is onverbeterlik. Dit gee jou 'n nuwe lewe. 'n Mens voel weer bekwik, pas en vol lewe. Baie mense drink egter gebotelde water. Dit is moontlik dat die water eers gefiltreer, wat dit skoonmaak en gesteriliseer, behandel met proses was, voordat dit gebottel is. Gebottel water is nie direk verbinde met die natuurlike waterbron nie. En soms kan dit lang gebruik van 'n skoon gesteriliseerde water veroorsaak dat jou liggaam te min belangrike minerale of voedingselement inkry. Baie mense lees die Bybel so hoe hulle bottelwater drink. Vinnige slukkie, 'n vers of 2 en dan gaan jy en reg. Maar om die Bybel te lees en daaroor te dink is so goed, so pas en koel fonteinwater. Dit is een van die grootste sleutels tot die geestelike groei. Maar wie van die water drink wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Johannes 4 vers 14. Dawid skryf in Psalm 1 vers 2. Wat in die woord van die Here sy vreugde vind en sy voorskrifte dag en nag oordink. Ondink dat die lees en oordink van die woord ure se aanhoudende tyd vereis, en tyd is een ding waarvan ons nie genoeg het nie. Wat is die volgende? Wat is die gevolg? Ons lewe besig, maar geestelike onvrugbaar lewe. Sommige van ons glo dat na ding oor die woord 'n goeie dinge is, maar dat daar te veel ander area van geestelike groei en karakterontwikkeling is waaraan ons eers moet werk. Wat is die probleem? Ons verstaan nie wat dit beteken om daaroor te dink en in ons harte lewendig te hou en na te dink oor die laaste gedeelte of die ryk geestelike voordele wat dit ons sal gee nie. Gebotelde water les. Gebotelde water les darm ons dors op en vinnige basiese manier. As jy regtig meer wil hê, as jy by die stromende fonteinwater kom en dit drink,
en afkoel, so die water jou gee en liggaam verkoop en pas laat voel, waardeur jy fonteinwater. Daarom kan ons die skrif as gevolg in ons woord skryf en sy voorskrifte dag en nag laat opborrel soos 'n fonteinwater. Dit wat Johannes met hierdie uitnodiging bedoel het. Kom en laat ons wat dors het. Kom en laat ons wat wil die water van die lewe neem verniet. Openbaring 22 vers 17b. Ek het u woord in my hart geberg, dat ek teen u nie sal sondig nie. Psalm 119 vers 11. Water word oor die wêreld gesien as 'n simboliese teken van lewe, van reiniging, of pasheid, of 'n nuwe begin. Die evangelie van Johannes wys ons dat water nodig is vir die reinig of skoonmaak. Johannes 2 vers 6 dit noem. Dit wys ook dat water noodsaaklik is vir die heilige en hakie gesond wording, heel ding, gesond wording. Lees Johannes 5 vers 2 tot 4. Ook is water en hakie kosse woord nodig om lewe te gee. Lees Johannes 4 vers 13 tot 15. Hierdie mooi uitbeelde prentjie vir die gedagte, die woorde, is 'n hoogtepunt met Jesus. En hakie die lewende woord op lewende water te kruisiging. Daarom laat water ons ook onthou dat God liefde is. Uit die woord lees ons dat bloed en water gevloei het uit die sy van Christus. So wou Jesus ons 'n nuwe begin gee, 'n nuwe lewe. En 'n heeldig gesond word van sonde is in Christus as die lewende water beskikbaar vir ons by die kruis. In die vloeiende water sien ons altyd die prentjie van water wat doodsige siel, geestelike voed en hulle liggaam en lewe gesond en gelukkig hou en bou. Geniet vandag hierdie uitnodiging. Drink die water as jy dors het en ervaar die krag daarvan om kostem hoor te oordink en in jou hart bring. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig op my pad. Help my om die lig
altyd helder te brand. Mag ons les word met die water van die lewe. En mag u saam met die mense wat vandag gedoop word, dat hulle lewe aan u behoort. In Jesus naam en Amen.